Wat lê vir my voor? Jakobus 4 vers 13 tot 17. Omtrent almal van ons is ver van ons huis of tuisland af. Ons het dalk hierdie reis in die buiteland begin met die bedoeling om 'n beter werk te vind, of so 'n bietjie te spaar, vir ons familie tuis te voorsien of om 'n beter toekoms te bou. Party het selfs per ongeluk hier beland. Maar dan kom die vraag: Here, is ek nog op u pad? Wat is u plan met my lewe hier, so ver van my mense en kultuur af? Die Bybel het nogal baie te sê oor tyd. Die belangrikste ding is iets wat ons daarom al weet in hierdie tyd. Ons tyd is beperk. Daar is net soveel beskikbaar. Net 24 uur per dag. Tyd loop uit en word al minder vir elkeen van ons. Tyd kan goed gebruik word of gemors word. Dit kan geïnvesteer word of verbygewens word. Hoe jy ook al jou tyd gebruik, jy kry daar 'n minuut of uur of dag net een keer. Jy sal dit nooit weer kan oorhê nie. Tyd maak saak, want ons het dit net beskikbaar in beperkte hoeveelheid. Hoeveel tyd het jy oor in jou lewe? Net God weet daar die antwoord. Tyd is kosbaar. Moenie dit vermors of omwens nie. Die van julle wat al verveeld by die werk was, sal weet hoe stadig tyd kan verbygaan en hoe traag die ure verbyglip. En dalk is hierdie goeie raad om te volg. You can't give your life more time, so give the time you have left more life. Volgens 'n koerantartikel hierdie week van NASA, is daar glo bereken presies wanneer die aarde tot 'n einde sal kom. Met superrekenaars van NASA en die Tohoku Universiteit in Japan, het die geleerdes bereken hoeveel tyd ons spesie nog oor het. Sulke stories mag jou dalk bang maak, maar dit beteken ook dat jy dalk nooit weer jou inkomstebelastingvorms hoef in te vul, of te reageer op e-mails, of te stoei met groepsprojekte nie. Volgens die geleerdes is die einde baie vinniger op pad as wat hulle gedink het. Hulle rekenaars voorspel dat alle lewe, beide menslewe en mikroskopiese lewe, uiteindelik ophou sal bestaan. Volgens hulle hou dit verband met die lewensduurte van die son. Volgens hulle berekenings gaan die son aanhou groter word oor die volgende biljoen jaar en al meer hitte uitsit totdat die aarde onbewoonbaar sal wees. Al die ekstra sonskyn klink dalk goed vir jou, veral vir jou tan, as jy 'n bleeksiel is. Maar volgens hulle rekenaar gaan die aarde totaal onbewoonbaar wees teen die jaar 1000.000.2021. Die oppervlakte van die aarde sal so warm word dat selfs kakkerlakke tot sterwe sal kom. Die oseane sal opdroog, die atmosfeer sal dun raak en die lewe sal onmoontlik wees. Hulle dink egter dat die mense bestaan reeds baie vroeër sal ophou, soos wat die son se radiasie meer word en allerlei atmosferiese veranderings plaasvind. Met die stygende temperature sal die suurstof al minder word en die lug wat ons inasem al meer agteruit gaan. Tesame met die mense vermoë om die aarde self op te voeder en die spoed wat uitsmelt, lyk dit of die planeet se balans begin verloor het. Volgens die projekbestuurder Kazumi Ozaki het ons nog so 2 biljoen jaar oor, maar dit kan selfs gehalveer word soos wat die suurstofvlakke agteruit gaan. Maar selfs 'n biljoen jaar is buite die meeste van ons se bereik, want ons gaan die tydige met die ewige verwissel lank voor dan. Net God weet hoeveel tyd jy nog oor het. Psalm 90 sê, leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Het jy al ooit probeer om jou dae te tel, die wat verby is en die paar wat nog oorbly? Dit is moeilik om te doen, want niemand weet hoeveel dae hulle nog oor het nie. Jy kan allerlei webtuistes besoek, wat vir jou tabelle sal gee om jou te help voorspel hoeveel tyd jy nog oor het. Jy sit daar die geboortedatum in, gevolg deur 'n paar persoonlike details, klik met die muis en 'n datum verskyn op die skerm. Nou, dis nie die eintlike datum van jou dood nie. Dis net 'n gemiddelde datum vir mense soos jy met dieselfde besonderhede. Verskillende webtuistes gebruik verskillende formules. Dis gaan die datums nogal redelik radikaal verskil van mekaar.
Dis nogal 'n vraag wat dokters gereeld moet probeer beantwoord. Hoeveel tyd het ek nog oor? Veral mense wat aan 'n ongeneeslike siekte ly, kry soms die nuus dat hulle nog so 3 tot 6 maande oor het. Vir party is dit veel korter. How much time do I have left, doc? Vra die pasiënt. 5, antwoord hy. 5 what? Years, months? Dan kom hy agter dat die dokter 'n veel korter eenheid 'n gedagte het, soos sekondes. Dis gewoonlik nie nuus wat iemand waardeer nie. Ek het my besonderhede ingetik op een van die formules en agtergekom dat ek bokvel toe sal wees oor 5 jaar op presies 18 Februarie 2031. Ander meer pessimistiese voorspellings gee my nog so 2 jaar. Die datum is natuurlik gebaseer op wiskundige raaiskote, maar as dit korrek sou wees, is my tyd aan die minder raak. What fits your schedule better? Exercising 1 hour a day or being dead 24 hours a day? Vra die dokter. 'n Koei sit ewe rustig op elektriese draad om die ander te wys dat daar geen gevaar is nie. Min wetende is sy dae getel. 'n Meer positiewe webtuiste gee my darm 'n langer lewe tot ek darm 81 jaar oud is. Het is nogal soberend om te dink dat selfs al is almal verkeerd, ek die emmer gaan skop iewers in die nabye toekoms. The secret to longevity is good genes, good diet, a good lawyer and witnesses with weak eyesight and poor memories. Is hierdie stoepsitter se geheim. 2 ouens deel wys hier in die kroeg. So what's the reason for your long life? I suppose it was because I was born a long time ago, antwoord die man. Die ou se siening is meer pessimisties. No booze, no red meat, easy on the carbs. I've given up living, so I can live longer. Anders as Adam wat oor die 900 jaar geleef het, of Abraham wat dood is toe hy 175 was, het ek geen hoop om vir nog 100 jaar te leef nie. As ek so lank sou leef, sou ek seker soos 'n pruim gelyk het. Die ene gogga sê vir die ander gogga, sorry, I have only a few days to live. I don't need a calendar. I've stopped buying groceries with a shelf life expectancy longer than my own, bieg die een tannie teenoor die ander een. Die ouer mens word, hoe meer gaan jou lyf agteruit en hoe meer gereeld beland jy by dokters om sekere goeters te fix. Party van ons wonder nog waar ons oor 5 of 10 jaar gaan wees, maar sommige van ons het nie eens soveel tyd meer oor nie. Teen die tyd wat jy agter die ouderdom tref, is jy nader aan jou einde as aan die begin. Dit laat party mense morbied voel, maar dalk is dit iets soos 'n wake-up call. Vir party is aftrede 'n bewuswording van die realiteit dat jou vervaldatum naderkom. I finally put something aside for my retirement, sê die ou. I put aside my plans to retire. Ek beplan om nog ten minste 35 jaar te leef, maar wie weet of dit moontlik gaan wees. Die regte antwoord is, net God weet dit. Well, looky here, an expiration date, and it has expired. Psalm 139 sê, U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. Dis goeie nuus. Al my dae is in God se boek opgeskryf. Ek sal nie gouer doodgaan of te lank bly lewe nie. Die slegte nuus is dat ek nie 'n kopie van daai boek gekry het nie. Miskien is dit dalk beter so, dat ek nie weet wat daarin geskrywe staan nie. Spreuke 19 sê, 'n mens kan hoeveel planne maak, maar op die ou einde gebeur wat die Here besluit het. Maar omdat ons in geloof wandel, weet ons dat ons toekoms veilig in God se hande is. Hy gaan nie van ons vergeet en eers oor 300 jaar skielik onthou dat ons nog op aarde is nie. Hy ken al ons dae, hy is in beheer. Martin Luther het geskryf dat ons elke dag moet lewe met die realiteit van ons komende dood voor ons oë. It's so quiet here now that the goldfish is gone, bieg die oom in die sitkamer. Hoe meer begrafnisse jy bywoon, hoe meer begin jy wonder hoe joune gaan wees, wanneer jou doppie geklink gaan word, of wanneer jou lewensjare uitgeloop het, wanneer jou uurglas leeg is. Jy hoef maar net deur 'n begrafplaas te loop om te besef dat al daai grafstene al is wat oorgebly het van die mense wat eens op 'n tyd
'n invloed op aarde gehad het. Hulle was hier, maar is nie meer nie. What do you mean, according to the plan, the house is complete? Oh, I see. You haven't chosen the 3D option, sê die ingenieur. In die lig van daardie realiteit het Jakobus vir ons 'n paar dinge te sê in Jakobus 4. Hy begin deur vir ons te laat dink oor 'n algemene fout wat baie suksesvolle mense maak. Kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na hierdie of daardie stad gaan en 'n jaar daar deurbring en handel dryf en wins maak. Ander vertaling sê, kom nou luister 'n bietjie na julle self. Julle sê ons gaan sommer nou of miskien môre na daardie stad toe. Daar gaan ons 'n jaar bly, ons gaan lekker besigheid doen en sakke vol geld maak. Nog 'n vertaling sê, julle sê ons sal vandag of môre na 'n stad gaan, dan sal ons 'n jaar lank daar bly en ons sal goed koop en verkoop, ons sal meer geld kry as wat ons gehad het. Maar julle moet luister na wat ek nou sê. Dit klink na 'n prentjie van 'n baie suksesvolle besigheidsman. Hy het 'n plan gehad. Vandag of môre sal hy op reis gaan. Hy is slim, want hy los kantlyn spasie vir die onvoorspelbare dinge van die lewe wat kan gebeur. Hy mag dalk vandag vertrek of dalk môre, afhangende van faktore wat op sy plan kan inwerk. Dis dalk 'n slim manier om besigheid te doen, want jy is nie in beheer van al die veranderlikes nie. Hy het ook 'n plek in gedagte gehad. Ek sal na so of so 'n stad toe gaan en daar besigheid doen vir 'n ruk. Miskien het hy planne gehad, soos ons, om in Dubai 'n paar kontakte op te volg, of dalk iewers in Europa of Suid-Amerika te gaan toer. As hy China toe sou gaan, sou hy dalk mense ontmoet wat hom kon help om besigheid te doen deur in die Verre Ooste. En die man het ook voornemings gehad om 'n profijt te maak. Hy wil besigheid doen en 'n wins maak. Hoekom sou jy enige planne maak, 'n trip onderneem en 'n jaar daar bly as jy nie beplan het om 'n profijt ook te maak nie? As niks verkeerd met sy bedoelings of intensies nie. Wys my 'n besigheidsman wat nie profijt wil maak nie, en ek sal iemand wys wat binnekort op straat sal sit. Ons het 'n plan nodig, ons het dit nodig om vooruit te dink, ons het 'n doelwit nodig om op te fokus, so wat is dan verkeerd hierso? Hierdie man het vir God buite rekening gelaat in sy denke. Hy het geglo soos die meeste moderne mense dat hy in beheer is van sy eie lot, the master of his own fate. Hy het sy lewe benader asof hy in beheer is. Hy dink dat niks hom nou sou kon stop nie. Hy het aangeneem dat hy sy eie toekoms kan beheer en kontroleer. Hy het aangeneem dat sy planne nie kan faal nie. Hy het aangeneem dat hy suksesvol sou wees. Maar hierdie man het homself misgis. Nie omdat hy nie planne gehad het nie, maar omdat hy God buite rekening gelaat het. Nie omdat hy nie drome gehad het nie, maar omdat hy God buite rekening gelaat het. Nie omdat hy nie 'n begeerte gehad het om 'n wins te maak nie, maar omdat hy God buite rekening gelaat het. Jakobus 4 vers 14, julle is mense wat nie weet wat môre in julle lewe sal gebeur nie, want julle is soos 'n miswolk, 'n mens sien dit net 'n kort tydjie en dan verdwyn dit. Julle weet nie eens wat môre gaan gebeur nie, hoe is julle lewe dan? Dit is maar 'n miswolkie wat net vir 'n kort rukkie verskyn en dan weer verdwyn. Die boodskapvertaling sê my, weet jy presies wat môre gaan gebeur? Kan jy dit regtig sê? Dink maar aan die lewe. Dit is so onseker en kortstondig. Dit is soos weerlig wat slaan. Die ene oomblik is dit helder daar, maar die volgende oomblik is dit weg. Dit is soos om wakker te word deur 'n emmer koue water op jou omgekeer word. Jy skrik wakker. Eerstens is daar die onsekerheid van die lewe. Niemand weet wat môre inhou nie. Partykeer vergeet ons hoe broos die lewe kan wees. Dit vat net een telefoonoproep om jou lewe vir ewig te verander. Dinge gebeur so vinnig, 'n kar kan oor 'n rooi lig jaag het, 'n dronk bestuurder, 'n opslagkoel, 'n skielike beroerte, 'n onverwagte hartaanval. Dit laat mense sê, hy was dan so normaal, so fiks en gesond, ek het nie verwag hy sou sterf nie. En dan is daar die kortstondigheid van die lewe. Jakobus herinner ons daaraan dat die lewe soos 'n dampie, 'n asempie is wat een oomblik nog daar is en dan die volgende oomblik verdwyn. Ek onthou ons as kinders met ons warm asems teen die kar se koue venster geblaas het en dan prentjies in die wasem geteken het. En mense is gewoonlik nie meer kreatief as om 'n hartjie te teken of jou naam te skryf nie. Maar binne minute verdwyn die prentjie weer en loop 'n druppel of twee water teen die ruit af.
Enigeen wat al ooit met sy asem op 'n koue ruit geblaas het, weet dat jy vinnig te werk moet gaan om jou naam geskryf te kry voordat die wasem verdwyn. Dis maar soos jou lewe is, 70 of 80 of 90 jaar. Dis maar 'n wasempie, 'n dampie wat begin het die dag wat jy gebore is en weg sal wees teen die tyd wat jy jou laaste asem uitblaas. Een skrywer het so gestel: on a long enough timeline, the survival rate for everyone drops to 0. Jy is nie geskep om baie lank hier te wees nie. George Bernard Shaw het droogweg opgemerk: the statistics on death are quite impressive. 1 out of 1 people die. Die gevaarlikste plek om te wees is waarskynlik jou bed, want meer mense sterf in hulle beddens as op enige ander plek op aarde. I want to be buried in my best suit, is die oomie se laaste wens. But you're an atheist. What's the use of being all dressed up with nowhere to go? Vra sy vrou. As jy wil weet hoe jou lewe gaan wees, gaan besoek maar die begrafplaas en kyk na die grafstene. Daar's 'n naam, 2 datums en so 'n streepie tussenin. Dis al wat jy kry wanneer jy sterf. So 'n streepie wat jou hele aardse bestaan opsom. There will be 2 dates on your tombstone and all your friends will read them. But all that's going to matter is that little dash between them. Toe ek 'n kind was, het ek myself nie kon indink dat ek ooit eendag 50 sal word nie. Dis maar stokoud, dieselfde as 500 jaar. En tog as mens nou aan die ander kant van 50 is en terugkyk, voel dit nog soos gister wat jy in sub A ingestap het. As jy ooit 'n skoolreunie bygewoon het of gekyk het na so 'n geleentheid se foto's op Facebook, sal jy weet dat daardie jaar daar was, maar nie een van die mense op die foto's lyk meer soos toe hulle gelyk het destyds nie. Almal het ouer geword. Dis soms 'n verrassing om in die spieël te kyk en jouself te sien. Iemand het meer as 100 jaar gelede hierdie gedig geskryf om iets daarvan vas te vat. When as a child I laughed and wept, time crept. When as a youth I waxed more bold, time strolled. When I became a full-grown man, time ran. When older still I daily grew, time flew. Soon I shall find in passing on, time gone. O Christ, will thou have saved me then? Niemand lewe vir altyd nie. Ons almal hier is eens op 'n tyd gebore, dalk 30 of 40 of 50 jaar gelede. As ons sterk is en baie geseën word deur God, mag party van ons dalk 80 of 90 sien. Sommige mense lewe deesdae tot 100. Maar dit maak nie saak hoe lank jy lewe nie, want op die ou end gaan almal dood. Ons almal is eintlik maar terminaal. Die enigste verskil is party van ons weet dit, terwyl die res van ons lewe asof ons vir altyd hier gaan wees. As jy elke dag leef asof dit jou laaste dag is, sal jy eendag reg bewys word. Did you have any imaginary friends growing up? Vra die seentjie vir sy pa. No, we didn't have Facebook back then. Before you take me away, I just want to update my profile picture, sê die ou op die rand van die dood. 'n Sportkommentator het eendag 'n beseerde rugbyspeler se toekoms so opgesom. Hy leef nou van dag tot dag, maar is dit nie maar ons almal se lot nie? Hoe lyk die alternatief? Jakobus 4 vers 15. Erken liewer dat die Here julle hele lewe beheer. Sê liewer, as ons môre nog leef, sal ons dit of dat doen. Maar dan eintlik alles maar van die Here af. Julle moet eerder sê, as die Here dit so beskik, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Julle moet eerder sê, as die Here wil en ons nog leef, sal ons dit of dat doen. En daar is 'n beter manier van dink oor die lewe as deur 'n filter van arrogansie. In plaas daarvan om voor te gee dat ons alles weet, kan ons sê, as die Here wil, sal ek dit of dat doen. Hierdie woorde beteken net iets as jy dit regtig bedoel. Dis nie 'n magiese formule dat alles van nou af reg gaan loop nie. Die uitdrukking klink soos die Arabiese uitdrukking inshallah. As iemand iets vir jou beloof met daardie woord ingesluit, weet jy sommer dit gaan nie gebeur nie. 'n wyse persoon het eendag gesê, wil jy hê God moet lag? Vertel hom dan net jou planne.
Ons weet nie wat is God se wil omtrent ons toekoms nie. Nou, wat is dan die nut daarvan om te sê as God wil? Omdat dit nie 'n magiese formule is waarmee jy kan kry wat jy wil hê nie. Wys daardie 3 woorde ons weg vanaf onsself na die God wat ons gemaak het. Dis 'n verklaring dat ek nie in beheer is nie, dat ek nie God is nie, maar dat daar net een God is, en ek is nie hy nie. Toe Paulus destyds Efese besoek het in Handelinge 18 en die gelowiges hom gevra om langer te bly. Hy het hulle aanbod van die hand gewys omdat hy ander planne gehad het, maar hier in vers 21 sê hy die volgende woorde. Toe hy vertrek het hy gesê, ek kom na julle toe terug, as God wil. Dis soos ons almal behoort te praat. Ons maak ons planne, ons pak ons skedule vol, ons druk soveel as moontlik dinge in, maar ons laat die uitwerking daarvan in God se hande oor. Paulus het gesê hy mag dalk terugkom, want hy wou terugkom. Hy het die intensie gehad om terug te kom, maar net as God wil. Hy het vir God die deur oopgelaat om sy planne te beïnvloed. As selfs die grootste apostel, die skrywer van die meeste boeke in die Nuwe Testament, nie eens sy eie toekoms geken het nie, hoe kan ons daarop beroem dat ons eie een ken? Spreuke 16 vers 9 sê, 'n mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop. 'n mens beplan sy koers, maar die Here bepaal sy bestemming. God is die een wat bepaal hoe dinge gaan uitwerk. Dit is 'n baie sterk woord wat praat van God se beheer oor elke klein onderafdelingkie van die heelal. Jy het dit dalk al dikwels gehoor. Die mens wik, maar God beskik. Man proposes, but God disposes. Jy kan al jou planne maak. Jy kan jou hele lewe plot tot ander kant jou aftrede, maar God bepaal elke tree wat jy neem. Iemand het een keer 'n boek geskryf getiteld 100 Things to Do Before You Die. Bevat 'n lang lys van dinge wat hy graag wil bywoon of wil besoek. Soos die bekende hondeslee-resies. Of die Mardi Gras in New Orleans. Hy wil graag ook besoek aflê by die Roswell se vreemde vliegende objekte. Hy wil graag die operahuis in Wiener daarom nog gesien het. En die Bastille-dag van Frankryk. Of dalk miskien die Oktoberfest van Duitsland. Hy wil baie graag gaan hardloop het saam met die bulle nog in Spanje. En selfs 'n gebeurtenis in Wallis bygewoon het genoem World Bog Snorkeling Championships. Selfs al sou ek dwars oor die hele wêreld gaan reis, dink ek nie ek sou enige van daai dinge op my lysie gehad het nie. Maar daar is nog tyd oor vir my. Die man wat die boek geskryf het met sy lang wenslysie is dood in 'n vratsongeluk op die ouderdom van 47. Hy het op sy kop geval toe hy gegly het in die huis. Hy het nooit enige van daai dinge bereik waaroor hy gedroom het nie. Sy boek het gesê, Life is a short journey. Party van julle ken die bekende fliek The Bucket List van 2 ou oomies wat ook so 'n lysie gemaak het van dinge wat hulle graag nog wou doen voordat hulle eendag die emmer sou skop. Beide was terminaal, maar hulle het nog genoeg oomf oorgehad om party van die dinge op hulle lysie aan te vang. Ek is seker, jy is seker ook so 'n lysie van dinge wat jy graag nog wil bereik of gaan besoek voor jy eendag die emmer skop. Jakobus sou saamgestem het oor hoe kort ons lewens is. Dis 'n kort reis. Selfs al leef jy tot jy 100 jaar oud is jou aardse bestaan skaars 'n blip op die radar. Dalk stem jy saam met Karen. Life is short. Stop worrying so much. Have fun. Be grateful. Be yourself. Don't allow others to bring you down. Life is a one-time offer. Live to your fullest. Shakespeare het gesê, we are like actors on a stage. We show up, do our part, exit stage right, and the play goes on. Dis hoekom ons dit nodig het om elke dag te sê, as die Here wil, sal ek dit of dat doen. Stephen Covey het beroemd geraak vir sy uitspraak dat ons moet begin met die einde in gedagte. Hy is reg, moenie die fout maak om te dink dat jy vir altyd hier sal wees nie. Die enigste ding wat saak maak is om God se wil te doen. Maar nou is julle arrogant en spog julle. Al sulke groot pratery is verkeerd. Hou in gedagte, as 'n mens weet wat reg is en dit nie doen nie, is dit sonde. Julle praat egter so groot, asof alles net van julle alleen afhang. Dit is verkeerd hoor. Die Here hou nie daarvan nie.
As julle dan weet wat reg is om te doen en julle steur julle nie daaraan nie, leef julle nie soos die Here dit wil hê nie. 83 vertaling sê, maar nou is julle te seker van julleself en praat julle groot. Al sulke groot pratery is verkeerd. As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde. Om te spog is dommigheid, want jy beheer nie eens jou eie toekoms nie. Dit word as boosheid beskou deur party vertalings, want jy spog oor dinge wat jou in die posisie van God plaas, so asof jy God is en in beheer is. Dis 'n sonde om so op te tree asof jy nooit eendag sal sterf nie. Ons almal voel onmisbaar, so asof ons werk nooit sonder ons sal klaarkom nie. Maar raai wat, jy is onmisbaar totdat jy skielik vervang word deur iemand anders. Soos Charles de Gaulle een keer opgemerk het, the graveyards are filled with indispensable men. As jy die internet sou vra wat die lewensverwagting is volgens lande, dan lyk dit of dit 82 jaar is hier in die Emirate. In Suid-Afrika is die lewensverwagting maar 66 jaar. Party van julle het dus al langer geleef as die meeste mense in ons tuisland. As ons daardie statistiek van Suid-Afrika moet glo, dan is party van ons op geleende tyd, of dalk al oor ons vervaldatum. As jy tans 35 is, het jy nog 'n goeie paar jaar oor. Maar as jy reeds 60 is, kan jy so lank jou testament regskit. As jy 65 is, tel jy jou dae af in weke, nie meer in maande nie. Party van ons sal nooit eens 66 haal nie. Ons kan ook afsterf aan kanker of in 'n hartaanval of in 'n motorongeluk of een of ander ramp kan ons tref. Party van ons gaan veel langer leef as dit en dalk 100 jaar haal weens goeie gene en goeie mediese versorging en natuurlik rooibos tee en 'n Marmite broodjie. Maar dit maak nie saak hoe lank ons lewe nie. Wat saak maak is wat jy doen met die jare wat God vir jou gegee het. Miskien moet ons mediteer op die woorde van C.T. Studd, 'n sendeling wat in China sendingwerk gedoen het. Hy het 15 jaar in China gewerk, 6 jaar in Indië en die res van sy lewe in Afrika om die evangelie na mense toe uit te dra. Hy het gesê, only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Dit maak nie saak hoe lank ek leef nie. God bepaal dit en dis al wat saak maak. My deel is om elke dag voluit vir Jesus te leef. As ek dit sou doen, is die res net details. Maak maar jou planne, bepaal jou doelwitte, droom groot drome en lê dit dan alles voor die Here neer. Dis die boodskap van hierdie gedeelte. In die jare na die Tweede Wêreldoorlog het Bob Pierce World Vision begin, 'n humanistiese organisasie wat lydende mense gehelp het in die naam van Jesus. Teen die einde van sy lewe is hy gevra hoe hy dink oor alles wat God deur hom gedoen het, en hy het geantwoord. Hy sê, ek het geleer om elke dag 'n eenvoudige gebed te bid. Lord, I give you the right to change my agenda and time as you like, without informing me in advance. Dis die soort van gebed wat die Here van hou om te antwoord, want dis gebaseer op die waarheid dat God God is, en dat hy die absolute reg en mag het om te doen wat hy wil. Baie van ons is ongelukkig oor die wending wat ons lewens geneem het en ons veg met God om elke hoek en draai, omdat hy soewerein is en in beheer is. Ons het nog nie geleer om ons agenda, ons planne ondergeskik te stel aan sy beheer nie. Baie van ons hou daarvan om te onderhandel met God. Ons wil soos Trump 'n deal maak. Ons wil in beheer wees van die terme van ons diens aan God. Ons wil eerder hê dat God sy goedkeuring op ons planne moet stempel. Maar dis nie soos dit werk nie. Deur daardie eenvoudige gebed te bid, het Bob Pierce die toepassing van Jakobus se woorde saamgevat. God het die reg om enige tyd ons agenda te verander, net soos hy wil. Hoeveel gelukkiger sal ons nie wees as ons dit uitspreek wanneer ons bid nie? Miskien is die kern van die saak die volgende. Ons is nie in beheer van enigiets nie. Dis 'n harde waarheid vir ons om te aanvaar, want die meeste van ons is control freaks. Ons wil heers oor ons klein hoekie van die skepping. Maar is misleidend. Tyd het die manier om ons almal gelyk te maak. Die dood besoek ons almal vroeër of later. 'n Persoon wat nie kan sê as die Here wil nie, is gedoem om 'n miserabele, triestige lewe te leef en 'n sinnelose dood tegemoet te gaan. Soos een digter geskryf het, your arms are too short to box with God.
Jy is nie meester van jou eie lot nie. You are not the master of your own fate. You are not the captain of your soul. Hoe vroeër jy dit ontdek, hoe gelukkiger sal jy wees. Hou dit wat jy van waarde ag, maar liggies vas. Want dis nie joune in elk geval nie. Jy gaan dit nie saamneem met jou die dag as jy sterf nie. Alles behoort aan die Here. Een radioomroeper het gesê dat al sy talente maar net aan hom geleen is deur God. Maak dus maar jou planne en droom jou drome. Maar hou jou planne en drome maar liggies vas, want jy is nie in beheer van jou toekoms nie. Jy het dalk advertensies gesien wat beloof dat jy nou in die versekeringsmaatskappy se goeie hande is. Dit mag dalk waar wees van die versekeringsmaatskappy, maar is baie meer waar as jy in die hande van jou hemelse Vader is. Jy is in sy goeie hande, want daardie hande het die hele wêreld gemaak en vir jou. Plaas jou lewe in sy hande oor, en jy sal nooit teleurgesteld wees nie. As expat is jy nou hier. Die Here het jou nie net gestuur om hier te kom werk nie, maar ook om sy getuie te wees. Jy het elke dag 'n goue geleentheid om te bid vir jou werksplek, jou vreemde kollegas en vir die land wat jou huidige tuiste geword het. Maar ook hierdie is nie jou laaste stop nie. God gee nie altyd vir jou die hele kaart nie, net die volgende stap. Hy lei nie net deur drome nie, maar ook deur sy woord, deur vrede en gehoorsaamheid. Wanneer jy onseker is, hou aan doen wat jy weet reg is. Leef getrou en nederig en laat God die res vir jou uitwerk en vir jou wys wanneer die tyd reg is vir die volgende tree. Faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase. En GPS wys nie die hele pad op die skermpe nie, net tot daar by die volgende draai. God lei jou stap vir stap, sodat jy naby aan hom moet bly. En as jy iewers 'n verkeerde afrit vat, kan jy verseker wees daarvan, dat jy 'n stem sal hoor wat sê, herberekening. En laat die woord van God 'n lamp vir jou voet wees, 'n lig vir jou pad. As God jou plan verander, moenie kla of teestribbel nie. Hy kan sien wat jy nog nie kan sien nie. God is besig om aan jou karakter hier in die buiteland te werk, soos 'n pottebakker met sy kleiwerk om dit vorm te gee. Ons vra dikwels, wat moet ek volgende doen? Maar God vra, wie word jy? God kan selfs moeilike, onseker tye gebruik om jou te vorm. Om in hierdie land te leef is 'n oefening in geloof elke dag. God slyp jou geloof, jou geduld, jou liefde, sodat jy al meer soos Jesus kan word. Elizabeth Elliot het dit nogal raak gestel. God will not protect you from anything that will make you more like Jesus. God gebruik ook jou invloed hier, selfs al dink jy dis min of niks werd nie. Jesus het vir sy disippels gesê, julle is die lig van die wêreld. Jy is dalk die enigste Bybel wat party mense ooit gaan lees. Hoe jy optree, hoe jy praat, hoe jy vergewe en hoe jy werk, praat harder as enige preek wat hulle dalk ooit sal hoor. 'n Kersie lyk maar klein, dit is net een kerskrag. Maar as jy het so aansteek in 'n donker vertrek, verlig dit die hele kamer. Jy hoef nie bang te wees dat jy God se plan vir jou lewe gaan mis nie. God is groot genoeg om selfs jou draaie te gebruik om sy doel mee te bereik. Wat nou dalk vir jou lyk soos ontwrigting, is dikwels God se beskerming. Wat lyk soos verlies, is dikwels voorbereiding. Vertrou God vir die dag van môre en leef vandag in die geloof dat jy in pas is met hom. Sê vandag, Here, ek gee al my planne terug aan U en lei my in U tyd op U manier vir U doel. En hy sal. Wanneer jy 'n boek begin lees, verstaan jy nie noodwendig waar die storie heen gaan nie. Maar die hemelse skrywer van jou lewe weet reeds hoe lyk jou laaste hoofstuk. Jy het dalk jou land verlaat, maar God het jou nie verlaat nie. Sy plan het nie gestop met jou toe jy expat geword het nie. Doen vandag wat jy weet jy moet doen. Laat die storms van die lewe jou wortels al dieper in God indruk. Jy weet nie eers of daar nog 'n môre sal wees nie. Jesaja 46 sê, selfs tot in julle ouderdom toe sal ek dieselfde wees. Ek sal julle dra. Here, leer my om U plan vir my lewe te vertrou. Help my om nie te vrees vir die dag van môre nie, maar eerder vandag vir U volheid te gehoorsaam. Gebruik my hier waar ek is, as sout en lig. Ek wil nie meer sê, laat my wil geskied nie, maar eerder, laat U wil geskied.
Amen.